vandag is heelwel brood. Ons gaan net daarna al gebruik, ons die brood eet, is nogal wonderlik in die wyn drink. Maar hierdie reeks wat ons nou begin het in die nuwe jaar, uit Johannes uit, word eintlik die beste verduidelik in wat Ludwig van Beethoven gesê, die groot komponis, een van die grootste komponis, daar is ook 'n groot gelowige gewees, ek het in die 1600 geleef, as ek nou reg is, hy sê, don't only practice your art, but force your way into its secrets, because eternal knowledge can raise men and women to the divine. En ons weet dat as jy karate doen, moet jy gaan uitvind, weet wat hoe jy met die kraag werk, as jy roei is dieselfde as jy boks, of as jy nou hierdie kruitgevegte doen, alles het fynere geheime. Het lyk of die bokke ook nou die naweek weer hulle mis van gevangen om te verstaan waar het gaan. Dus daar's geheime wat hy moet verstaan. Dit is 'n ding wat hulle sê, die gif in die bene. Dat wil jou speel dat jy moeg is, dan haal jy weet, dit kry ons ons reg. So, maar met die geestelike lewe, ook van ons die godsdienst, is 'n verhouding met God. Maar daai verhouding is nie net so om te verstaan. Dis om 'n dik boek geskryf en ek nou 7 jaar in ons lewe dit vir jou te vertel. So, en ek doen dit graag, maar ek dink jy moet saam met my dieper ingaan in hierdie secrets daar. En ons het nou al gesien met die sonlig en die ligstraal, en laasweek was dit die wingerdstok, wat eintlik die boom van die lewe is, en vandag kom Jesus en hy wil sê, ek is die brood wat vir jou lewe. Ek is die brood vir lewe. Eintlik 7 ek is uitspraak in Johannes gemaak. Wat eintlik teruggaan na wat God vir Moses sê, ek is wie ek is. Ek moet ontdek word die hele tyd. So, wat hy vandag wil sê, ek is die brood wat lewe gee, en daar's 2 Griekse woorde, ek gaan maar 'n bietjie Grieks praat met julle, dan word die Afrikaans duidelik, die secrets uitkom. So, die Griekse woord vir lewe is zoe. Die 2 woorde, bios, soos 'n biosfeer is die Griekse woorde, het seker dubbele betekenis, beteken dis 'n lewende ding. Maar zoe is 'n geestelike lewe, 'n goddelike lewe, wat jy met God lewe. Maar vandag wil hy vir jou sê, die brood wat hy vir jou gee, soos 'n swaard met 2 kante. Dit gee vir jou, wat jy weet, aardse, bios lewe, dis regtig 'n brood wat jy kan vashou, en dan ook 'n geestelike brood, wat jou siel voed. En as ons sien, dis die woord van God. So dis wat hy vandag vir ons sê. En dan sê hy sê, wie na my toe kom, sal nooit weer honger weggaan, die wat my eet. En die wat in my glo, weet dat ek die waarheid is, en wat ek sê, en wat ek bedoel, en hoe ek die geheimnisse sien, sal nooit weer sy dors verles met ander goed. Jy weet, ek weet as die preek begin, dan denk ek julle aandag kry, wat sê hierdie nou uit vir my, dit klink nie mooi, maar, so hier gaan ons nou, om 'n bietjie vir jou op die tafel te kry, okay? So dit gaan oor die honger en dors, wat ons soms beleef, ek weet nie of jy het al beleef nie, maar, en dit is eintlik 'n gevoel om okay te wees. Jy weet, mense, partykeer is die huisie te klein, op die werk bespreek jy, of jou man, of jou vrou, of jou kinders, of jy wil net, jy voel nie okay, ek is nie okay, wat eintlik voel nie heel, alles is nie, al die varke is nie op die hok, iets van die aard. En Jesus wil sê, dis daai tye, en eintlik altyd, maar vooral dis wat so maar getoet word, wat hierdie ding, wat ek vir jou gee, my brood sal jou heel maak. Dit is wel interessant, en nou, dink aan heel wees is 'n symbool, is 'n sirkel. Nee, moes so, ek nie, dis moes die normale symbool van heel wees trouwens. Toe daaraan dink, toe besef ek, alles in die natuur wat significant is heel. Ek bedoel, die aarde is rond, en jou is rond, die son is rond, die maan is rond, die ster is rond, alles is rond. En ek weet nie, jy het 'n bepaalde huisie gehad vir jy gekom, en almal het dit gehad. Jy sê in 'n proefbuis was, en dit is nie hoe dit was nie. En dit is die maan se baarmoeder, is rond. Dis jou huisie gewees van jy gewoon. Albei en net, wat in gebore is, en die weer het ook sy tyd daar spandeer, is 'n ronde gevoel. Nou sê hulle, wanneer ou so nie lekker voel, dan gaan jy sonder jy weet, in daai ronde fetus, dan noem jy die fetus precies, wat jy nou 9 maande toe lekker gelê het. En dan voel jy, die gevoel wat jy fisies in jouself doen, is dat jy half weet heel is. Jy wil heel wees.
Nou, ek kan nie een keer onthou dat ek so gevoel, ek het eendag 'n preek, 'n ou dames uit 'n Wes-Transvaalse dorp, wat sê ek het 'n Here gee vir haar. Ek sê vir hom, weet jy, ek kan nie, maar ek toe by die synood toe, hy sê maar die Here het hom sê. Ek sê nie wat hom te volg. Maar die week voor dit is 'n jong seun dood, dit was terrible geweest. Ek moet sy ma gaan sê het my skolede en by haar sit en die bloed gemaak met sy mes in haar hand en sy vol bloed van sy vleis in. Toe gaan sy net nie vir my sê nie, dis 'n kleintjie dood. So ek is nie nou reg so dit is my boekie reg hier, maar ek vra vir julle wat ek preek, ek sê moet Openbaring die oggend toe ek daar aankom, weet jy, ek ons het nou met das daar uit aanvaar van nou nie meer dit daar is so nie. Wat toe ek in die kom storie, dus al die ouens daar met wit das en swart pak en ek voel dit soos 'n leeu en 'n hok vol Daniël sê. En dan kyk my so aan te weet ek hierdie gaan nie, dis nie goed nie staan. Nou gaan preek ek Openbaring, ek ken dit, ek hou daarvan. Maar die mense kyk my aan asof hulle glad nie weet uit wat ek boeke preek. Dit is net soos, jy weet, ek weet wel nie wat ek moet doen nie, maar nou kom ons by die huis en nou bly ek ook by hom die weer. Dan wanneer ek die bed toe lê en so. Wat? Die uur waag. Toe kom hy met my, hy sê vir my, hy weet nie of die dan al. Sê, hy kan nie vir my weet. Maar toe ek al lê, toe sê ek vir die Here, jy wist dat moet hier iets gebeur, want ek is op my duim gewees en goed nie, maar obviously dat ek nog nooit hierdie boek gesien het, gehoor het. En ek sê vir hom, en die Here bevestig my dat ek dit moet preek. Hy sê vir my, ek sê, wat moet jy doen? Hy sê, jy moet nou dit preek vir die kinders. Ek sê, nou ek gaan doen, jy gaan nie oor self jou praat in jou haar en venster. Ek sê, weet jy wat? Jy het van sy Here sê, ek moet kom, hy het vir my gesê, ek moet hierdie boekie preek. Sê ek, as jy nie wil ek moet preek, moet jy nou gaan en daai boek uit jou Bybel uitskeur sê. Doen dit, die voorbeeld, dan sal ek iets anders doen. En nou is hy so. Nou begin ek nou gaan dit al beter, jy weet, ek moes dit Openbaring. Jy moet die mense in die donker kamer bly in die lighuis. Toe bestaan hy toe kom 'n pa na my. Nou sit hy daar, ek sien hy sit elke aand. Kinders word ook nou meer elke aand so, ek voel ook nou al beter. Ja, kom maar, hy sê vir my, die goed dat jy preek het, ek nog nie lekker gehoor nie, want hy sê, my seun het, toe hy staan 6 was, hy is toen in die preek, die seun het daar, het hy bloedkanker. En hy sê, daar staan, en as ek betrokken by buiten, ek verhouding. En hy sê, hoe ek die Here verstaan, is dis omdat ek die verhouding het, dat hy bloedkanker. En ek het die Here beloof, ek sal die verhouding stop, en as hy gezond maak. Of sal hy maar gezond maak. Toe word hy, maar hy is toe gezond, die seun. Hy sê, maar nou leef ek in 'n vrees, dat as ek iets verkeerd doe, dan gaan hy weer kanker. Ek gaan nie kan verduidelik waar hierdie denke vandaan. Nou sê ek vir hom, maar hy sê, nou sê jy, die Here sê, hierdie kanker wat jy kry, niks met iemand te doen, dit is die gebrokenheid van die reg. Sê ja, ek bedoel, Openbaring, ou nou lees. En toe word hy vry daai aand. Ek sê wat jy gedoen het met die vrou is verkeerd, en jy moet gaan jy nou doen nie weer sonde nie. Maar dit het niks met jou seun se siekte te doen, maar jy moet vrug dra. Maar waar dit begin het, is dat ek nie deel gevoel het. En so gaan lê het, en na die Here toe gaan en sê, wat moet ons nou maak? So my vraag vandag vir jou is, waartoe gaan jy, as jy soms sleg voel? Waartoe gaan jy? Ek gaan net vir jou 'n bietjie sê waartoe ek soms gaan. Ek bely nou my sondes hier vandag. Ek sien nie siektinnig is eintlik so nie. Ek drink ook nie pille nie. Maar as ek nie lekker voel partykeer nie, dan gaan ek vir therapy, retail. So ek sit in my kar, maar ek gaan nie uitspattig nie. Ek moet nou weer ek het al die vreemde, ek koop ek my Henry, maar ek soek die goedkopers, of een goedkoper spanner, of een skroef, ek weet al baie, maar koop nog een beetje, dan weet jy wat jy nodig het. Of dan koop een boek, ek hou van boeken. En ek het een beetje een boek toelaat, so ek voel nie so skuldig met die geld uit, ek moet boeken koop en ek moet julle leer. Maar as ek klaar is, dan loop ek al uit, dan voel het vir my, kijk is lekker, jy voel goed sê koop, ek voel wat, die voel nie goed, die stuk jy hand toe, ek allemaal voel goed. Maar dan dink ek by myself, jy weet,
Want daarna is die lekker voorbij, jy weet, en as jy by die kas kom, en ek sê, jy allemaal brengen, dat ek nog nie aangeklik. Dan dink ek, jy weet, hoekom gaan ek nie weer na Jesus' alternatief? Want hy het op 'n stadium die duiwel gesê, toe hom die honger was, toe sê hy, maak jy die brode, die klippe brode, toe sê hy, weet jy, God het lang gesê, en in die Ou Testament gesê, ek dink in Deuteronomium, die mense sal nie van brood alleen lewe nie, maar van die woorde van God. Dis die ewige ding. Hoekom gaan jy nie so? En dis wat ek gedoen het, daai dag toe ek nog geleer, daar, amper sê ek aan die dorp sondaal, maar daar in die Wes-Transvaal. Want jy sien, wat ek besef, dis wat Adam en Eva gedoen het, toe hulle nou 'n probleem was, het hulle nie na God toe gegaan, hulle het gedoen wat lekker was. Hulle daai, is nie appels, dis wel daai vrugte, like my hele boom opgeëet het, toe so diep hoe dat verstaan het. En as jy op hierdie pad bly gaan, broers en susters, dan eindig dit eintlik, wel, Paulus sê hierdie pad wat hulle verkeerd loop, is nie die ligpad loop, die eindig aan die dood op hom nie. En as ek ander met my koop, dan ek nie stop nie, dan gaan ek later 'n shopaholic koop. 'n shopaholic gaan koop net om beter te doen, maar buite die, jy weet. Ek dink 'n bietjie oor die holics praat, te besef ek dis wat alcoholics doen. En toe sien ek as 'n lang lys, 'n workaholic, 'n phoneholic, 'n musicaholic, 'n stressaholic, hierdie holic mense, kom ons vat sommer die musiekaholic, of 'n phoneholic, hulle is heeltyd daarop, en hulle, dit raak erg laat, hulle FOMO, dit is vrees om uit te mis, ek sien vir mense, die oomblik wat terug is van wat hulle gedoen het, dan is die eerste ding wat oopmaak die voor. As jy dink jou vrou het jou gesoek, daar was 'n tyd dat mense dit gedoen het. Maar nou, ons ken die alcohol, die ouens drink daai wyn, en hulle voel nie, en dan voel hulle goed, laat in die oggend dit ook gebruik. Dieselfde met dwelm addicts en alles, maar weet jy nie, kom ek sê vir musiekaholic, wat gebeur met hulle? Hulle sit in die oorfone op, jy kan niks hoor, jy kan net die musiek hoor, dan loop hulle in die straat, hulle gaan weer doodry met jy hoor niks nie. Wie wat gebeur later met jy? Jy kan nie meer voel hoor. Hulle sê in die oudheid is dit ou mense wat vir klankgoed te gaan, en nou is dit jong mense. Want jou oor is nie goed vir om het voel te hoor. So jy moet partykeer kaalvoet op moet loop, dat jy kan voete voel, jy het in die brein goed wat sê waar jy is, 'n balans. Verstaan jy, al die goed stressaholic is ouens wat hulle wag tot die einde, dan jaag adrenaline aan, en laat kry hartaanval, en dan sterf. Daar is nog, ralaholic. Ons sien dit baie by mense wat skei laat op die huis uit, laat ons so dun so vuurtjie, maar het voel goed, maar niemand wil dan weer hê, verstaan jy, 'n rasaholic, hulle weet, daar op te sleepaholic, hulle gaan slaap heel tyd, dit is om hulle dan voel hulle beter. Jy weet, en dan oefen hulle meer nie, en 'n sportaholic is, wat ek net nou sê, is ouens wat heel tyd sports doen, en 'n sportsaholic is ouens wat die TV sit heel tyd. En daar's niks verkeerd met gewoonlik met die, maar as dit erg word, en dis die go-to plek as jy nie heel voel nie, dan moet jy weer daar is 'n probleem. Regtig, dan is daar 'n probleem. En as jy met jou kom kuier, en hier die bokke speel, kan jy kyk, en hier moet op kom kyk later, dan weet jy klaar 'n probleem. Jy kan nie talk al, jy praat heel so teorie. 'n tekstaal, so kwaad is dan teks. Ek dink Donald Trump of so iemand, 'n tweetaal, 'n TikTok-taal. Is TikTok nog gestop of nog nie, maar jy weet, en dan 'n TV-aal, hulle is daar geplan. As jy kyk hoeveel ure jy daar is van die, dan is dit 8 ure aan, daar is net 24 ure. En 'n TV, en dan 'n hobby, ek dink 'n hobby kan dit ook wees. Maar ek wil net bietjie na die telefoon toe teruggaan. Ons gaan 'n groot probleem met kinders hê, wat nie aanhou hulle ouers kry. Jy weet, dit ontstel my, ek diepste dat kinders, dan sit ons in eettyd op, dan sit dogtertjies aan pa, is ook nie enkelpa. Hy is heel net op sy voet terwyl hy eet, daar sit sy. Wat moet sy maak? Wie moet sy praat? My praat, verstaan? Nee man, regtig. Verstaan jy wat gebeur? So nou kom Jesus en sê, ek is die broodvriend. Eet vir my, kom na my toe, dat jy gesond kan word en leer hoe ou moet leef. Julle het die drif, is julle met my? So, nou hier is die eerste, ons is nie meer by Penny Drop koning by Paul Rosland, dat Jesus het mens geword en onder ons kom woon. Hy is gestuur hiernatoe, sodat ons die heerlikheid van die Vader kan sien. En wat is dit? Dis die liefde van God. Die liefdevolle genade, staan in Johannes 1 vers 14, en die waarheid, en dit is vir jou goed om dit te beleef.
En dit is ook vir jou goed om dit aan te gee vir ander mense. Dit is wat die moeite werd, want mense wat op die eind amper dood is, het baie boeke geskryf en slim is, soos Willem de Klerk, jy weet sy boetie, hy het gestaan en sê, aan die einde van sy lewe, al wat saak gemaak het, is die liefde wat hy gekry het en die liefde wat hy gegee het. Verstaan jy, dis nie die TV wat jy gekyk het en al die rugbygoedjies nie, dit is die ding wat ons wil doen. Maar hy sê om dit reg te kry, moet jy verstaan, dat jy het beide 'n geestelike voeding nodig en ook 'n fisiese voeding. Daar word Jesus, hy word mens. Die Griekse woord is, hy is vlees geword. Maar wie vlees geword? God. En Jesus verduidelik vir die vrou by die put later, dat God is in gees. En wat wil Jesus vir jou en vir my sê? Jy, as jy volledige mens, jy weet, jy het 'n fisiese kant, en jy het ook 'n geestelike kant. En soos jy nooit, as jy nie brood eet gaan lewe nie, gaan jy nie lewe as jy die brood van God het. En is daarmee jy nooit heel sal wees. En dis die eerste ding wat ek val. Die tweede polariseringspunt, en dit is die ding dat jy vandag hier moet besef, dat God voorsien in al jou behoeftes wat daar is. Alles. Alles. Maar op 'n fisiese en 'n geestelike vlak. En dis wat vandag se boodskap vir jou moet maak. Fisies en geestelik. En daar is 'n ou gewees, Maslow, ek dink in 1964 het hy baie navorsing gedoen oor wat dryf mense. En toe sê hy, daar's 5 behoeftes wat mense kry. Hy het ook 'n 6de een laaste bygesit. Hy sê, in die eerste plek, en hy sê dit bou op mekaar, die ding wat ons die eerste wil hê is kos. Die tweede ding is 'n huisie. Die derde ding is iemand wat behoort. Die vierde ding is, jy wil hê daai iemand met jou waardeer. En die 5de ding is, jy wil vryheid hê om goedjies te doen op die manier wat jy het wil doen. Dis om die tong so sleg is, ek moet doen wat alles is. En dan die 16 en later sê, is dat jy besef, daar is iets meer as jy, om voor te leef, en dit is God. Hy sê, die eerste goedjies dryf jy om suksesvol te wees, en die 5de een dryf jy om significant te wees. Jy weet, om te sê, maar waar kry ek my missie in die lewe? Hierdie ander goed is wat ek wil doen. Nou kom Jesus, en dit wat hy met die brood bedoel, en hy begin by die basis, en hy sê, ek is die brood wat lewe gee. Daarmee bedoel hy twee goed. Hy bedoel dus regtig, ek sorg vir jou vir die kos. En as jy die gebed bid, en die Onse Vader, gee my daaglikse brood, dan beteken dit twee goed. Dis dat ek elke dag kos het om te eet. En amper die wêreld gaan genoeg kos van almal, en vir jare het mense, eeue het mense honger gely. Brood is die stapelvoedsel. Maar in dieselfde asem sê hy vir ons wat hom ken, ek sal ook die geestelike voedsel gee. En daarom sê hy my lewe. So jy kan verstaan, weet, die heel veel. Dan gaan hy aan. Hy sê, ek sê vir jou huis gee. En hy gee vir jou huis, hier waar jy sit. En God se huis is die aarde, wat in balans is, wat seisoen het, wat 'n dag en 'n nag het, en God sê, ek hou dit in stand, en nou is my hemel ook nog daar, waar jy beleef, aan die geestelike kant hierdie sekuriteit by my. Maar jy kan hom vir jou huisie bou, as jy wil. Ek gee ook dit vir jou. Ek onthou toe ons in ons eerste huisie self gekoop het, dit voel soos jou kasteel. En ek het beleef, die Here gee dit vir my. Dan kom Jesus en hy sê vir sy disciples in Johannes 15, julle is nie my disciples, ek is jou vriend. Ek is jou vriend. En soos ek jou lief het, moet jy die ander lief. So moet jy jou vrou lief hê, en jou man lief hê, en so moet jy jou kinders lief hê, en jou ouers eer, en so. Verstaan jy? Geestelike geskenk, vleeslike uitkoms. Dan sê hy, ek sal jou waardeer. Ons is so behoefte van waardeer, julle mense sê eintlik nooit iets goeds nie. Ek wil bedank jy, julle vir my sê, dit is 'n nice projek geweest. Dan kom die tannie weer doen, en sy sê, Domie, dit is 'n goeie projek. Hy sê, dankie tannie, ek sal dit aangee. Sy sê, wie wil dit aangee? Hy sê, nie vir die liewe Here. Sy sê, nee, was dat nou nie so goed. Maar, allemaal soek, so sans het ek, sy sê, nie vir my, het ek mooi gelijk vandag. Sy sê, maar jy het mooi gelijk. Sy sê, ek sê, vir jy sê, sy lelijk gelijk. Sy sê, liefje. Maar weet jy wat? Jesus sê vir jou, ek sien elke ding in die haar wat vir jou kom af. Hy het vir Petrus gesê, water wil loop my haar met jou loop, en die sin is het daar kan loop. En dan vertel hy mooi gelijkenis wat sê, van die talente. En dan sê hy, mooi so, my goeie getrouwe dienste. As julle nou nooit wat ietsie sê, dan gaan ek maar na Jesus toe, so, hoe dink jy, hoe gaan het? Dan sê hy, nee, maar, ek dink
'n bietjie baie verbeter, nog maar mooi so goeie dienste. So, en dit is nice om mense te sien, maar partykeer is mense nie vir die energie uitvoer. Dit is vir my geluk, jy hoef nie vir my te sê, spots op my. En dan, kom hy na ons toe en hy sê, weet jy wat, ek het vir die lewe gegee, ek het jou vrygemaak van die mag van die sonde, en altyd van jou vra, is dat jy moet wees wat jy bedoel is om te wees, 'n bron van liefde. Soos 'n beker wat liefde kan ontvang, maar wat dit weer kan uitgooi. 'n lig wat lig kan ontvang en weer kan skyn. Dat jy die boom van lewe sal wees wat lewe in my agim, in my soue lewe saam met my en dit ook vir ander mense gee. Hy sê dis sinvol. En dis wat jy daar sien eintlik, en dan sê Jesus, ek het gekom om jou weer by die Vader te kry, so jy weet dit kan kry by my. En ek het my gees gegee wat jy altyd vir jou te gee. En daarom kan jy daai teken wat ek laasweek verduidelik het van die ure wat sê dis God se teken, die Vader, Seun en Heilige Gees, jy kan in my vir ewig rondwel. Dis wat hy sê. En obviously die 6de fase wat sê, as jy dit verstaan, dan leef jy 'n lewe vir God. Jou lewe is God, jy leef afhanklik van God. En dis wat hy vir jou vandag wil sê in die brood en wyn. En eintlik gee hy die zoue lewe vir jou, gee vir jou ankers. Dis okay nie bang te wees, dit gaan okay wees. Maar dit gee vir jou vlerke. Want omdat jy nie bang is, dis ook nie bokke so goed gespeel, dan opgehou bang wees, dis speel hulle. Nou, hierdie ding wat ek wil jy moet hê, dis wat Jesus sê, as hy sê, ek is die brood wat lewe gee, as jy my eet, en as jy in my glo, dan sal jy nie dors en honger kry op ander plekke, geen nie winkels om te daai ding te veel nie. Niks van koop nie, maar koop wat nodig. Maar wat ek gou vir julle wil verduidelik, want ek wil leer om hierdie ding vir jou mystiek. Die Johannes Evangelie het vir julle gesê, hy skryf die Genesis verhaal. En die Genesis verhaal begin eintlik so, of nee, ek wil dit sê, so ek wil eintlik vir julle verduidelik, hoe het Eva ontwikkel, van Eva tot by Lea. Kom ek verduidelik, in die begin, het staan in die Bybel, daar was die hemel en die aarde gewees. En die een was 'n fisiese werklikheid, en die ander 'n geestelike werklikheid. Van liefde, vrede, geregtigheid in die aarde, bome en goed gehad. En dis in daai twee ruimtes was een gewees. En Adam en Eva is in daai ruimte geskep. En God het in die begin in alle behoeftes voorsien. As mense daar was het geweet, wat toe hulle kos nie gekry uit brood nie, hulle het dit gekry van bome. Die tuiste wat hy gee, was daai aarde gewees. Hy was hulle vriend gewees en saam met hom wandel het. Hy het vir hulle waarde gegee en sê, weet jy, julle is anders as die gediertes wat hier rondhardloop. Julle is dan met beeld geskep. En hulle het die vryheid gehad. God het gesê, luister, ek is God, maar julle is die kroon van die skepper. En julle kan besluit hoe julle hierdie plek gaan oppas en wat se naam jy vir die voël gaan gee wat so groot is soos dit. Kom ons doen hom en die ding wat soos jy lyk, maar hy's dom. Dis die vryheid wat hulle gehad, verstaan jy? En dit was lekker geweest daar. Ek weet nie lang waar was nie. Maar toe, kom nou 'n gevalle engel en hy kom die vorm van die slang. Wat sê hy vir hom? Luister, hierdie ding wat God en God is, jy kan God. Jy kan besluit hoe alles moet werk. Ek weet of God ook sê dat hy dit doen. En toe ons aan die boom gestroop en al die vrugte daar was. En toe kom daar 'n skeiding, verstaan jy? En wat gebeur toe? Toe sê God van, dis eers geen brood in die Bybel genoem, want nou sê jy nie, sweet in die aansig van jy brood, jy gaan sweet nou. Die tweede ding is jy, en toe sê, ons is kaal ook, jy moet klere kry, nou nie bokke doodmaak, vye blare aan mekaar, wat ook al, en jy moet 'n tentjie kry, want nou word die samelewing, die veilige ruimte van God het nou gevaarlik gehad, die son het gekom, daar is winde, brande, wat ook al, tsunamies, en skielik is God nie meer 'n vriend. En wat ook is, hulle moet hulle eie waarde vind. So hoe doen jy dit? Jy doen dit om te sê ek is die sterkste. Jy nie vir my sê ek is die beste en die sterkste, dan maak ek jou dood, kan jy nou alles. En dan die selfvreugde wat jy moet kry, wel ek moet God wees. Ek moet my mag gebruik. Mense kan nie eintlik mag gebruik as God nie dit beperk, dan misbruik. Ons sien dit in Afrika, ons sien dit oral in lande waar die checks en balances nie steel, moord, roof. Ons eie land is die beste voorbeeld daarvan en dit lei gewoonlik na dood iewers. Verstaan jy? So jy dit losgemaak van God is, toe suffer die mens. Ja, maar was die eerste, nie alkoholist geweest nie, maar wie is die eerste man wat toe nou wyn vertroot en te veel gedrink daarvan? Wag. Wat doen sy kinders? Hulle lag van ons, sy bespot. Want dis toe waar hy nou gaan met sy, wat hy nou nie lekker voel daar om heel te wees. En dis in daai tyd, dat God dan besluit,
maar ek stuur vir Jesus aan. Sodat die mense fisies, maar ook geestelik gevoed word. En dis wat ek net vir julle verduidelik. Die brood en die woord. Die huis, en God is ons huis. Hy is ons vriend en dan bou ons eie vriende. En ons eie waarde kry ons by hom. Want ons is gemaak soos hy. En hy praat met ons. En ons vreugde vind ons dat ons dit verstaan. En dat jy die tempel van God is, want die mense wil kom, om nie net vir God te kry nie, maar ook die gawes wat God het. So wat wil jy met jy vandag doen? As jy brood net vat in die wyn, en hy vir jou sê, as jy die brood uitsteek en uit my hand uitneem, moet jy vir die Here sê, ek vertrou vir u vir alles. Vir alles. U is my ingang, u is my uitgang. Ek vertrou u vir die brood, vir my huis, vir my vriendskap. Ek vertrou u vir my waarde wat ek het. Ek vertrou u met my hele lewe. Dis wat Christen is. Ander mense dink ons is mal, sê Paulus. Hulle verstaan niks. Maar dis hoekom hulle ons nou nooit heel is. Want dit gaan oor die ou kuier wees. En as jy net nou die brood vat, dan wil ek hê jy moet dit beleef dit net. So, wat ek vandag vir jou wil sê, is jy hoef nie soos 'n TV-radio te gaan troos by al die duisende stasies nie. Of doemskring. Jou oor is later vakantig daar. Jy kan nie slaap en een oog hou jy oop van net nou gebeur daar iets. Nee, mens moet leer om na God toe te gaan. Nou, wie van julle, toen jy hand opsteek en toe in stand 6 was, 'n Gideon Bybeltjie gekry by die Gideons? Klein man. Yes! Baas. Ok, ek het al gedink, hoe gee daai Bybel vir ons so baie Bybels verstaan? Maar hulle idee is om in elke hotel, wou plaas hulle 'n Bybel. Ek sê hier 'n Koran in elke hotel. Maar, in elk geval. So dat jy hom kan lees in jou nodigheid. En dan sal die Gideons al in praat met die kerk en vertel hulle. Ons ouens hulle eie geld gee met Bybels te koop. Van die stories wat mense wat vertel, toe hulle down en out was daar, en al die Bybel en begin om lees. Wie was agter daai Bybel? Dis 'n lys. 'n lang lys. Want as jy so voel dan gelees jy daar. So voel dan gelees jy daar. Want hulle wil hê dat ons hierdie saad van God aan in jou lewe moet hê en dit moet opkom en vrug dra. So wat ek nou gaan doen? Ek gaan 'n klomp verse lees. Dat jy dit net moet jou spoel. Ek weet nie waar is jou gebrokenheid of jou heelheid nie, maar mag dit net, ek wil net hê met daarna luister. Ok, want dis waar jy moet gaan, sê Jesus, wanneer jy nie goed voel. So, vir mislukking. 1 Johannes 1 vers 9, maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Maak nie saak wat jy gedoen het nie. Dis van ons wat bose goed gedoen het. Jy gaan en dan sê hy, Jesus het dit weggewas. Voor God staan jy in die skoon. Nou kan jy verder gaan, maar dis die beginpunt. Herstel. Hy sê vir die vrou, wat op hele dag betrap is, almal het gewees is nou 'n prostituut, en almal laat loop, daar laat klippe begooi, toe sê hy, gaan jy en gaan sondig nie jy gaan. Nou sê die Here dit vir jou. Rigting. Psalm 23 vers 3. U lei my op die regte paai tot eer van die naam. U. Alleenheid. Spreuke 18 vers 24. 'n vriend kan soms nader wees as 'n broer. Nog alleenheid, Johannes 14 vers 23. As iemand my lief het, sal hy my woorde te harte neem, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal hom toe kom. Ek het hom gehoor. Ek het dit so dit gemaak. Troos. So mooi vers, 2 Korintiërs 2 vers 1. God die Vader, God is die Vader van ontferming of troos. Hy gee in elke omstandighede moed. In elke moeilikheid bemoedig hy ons. Wie was interessant? As jy nou die Grieks kan lees. Daai troos wat hy daar gebruik is die woord parakletos. Dis dieselfde woord wat Jesus verduidelik, sê die Heilige Gees kom, dan sê die parakletos kom, die trooster kom. So daar sit jy in ons, dan in die hotel, jy voel down en ja, dan sê hy,
die gees wat in jou is, wat jy denk, dit laat hom toe om jou te troos. Nog troos. Kom na my toe al wat hoog en laai, sê Jesus, welkom, ek gee rus, ek vat dit weer. Krag. Dieselfde kragtige werking van sy mag wat God uitgeoefen toe hy Christus uit die dood uit opgewek het, daai krag is tot jou beskikking vir jou wat glo. Efesiërs 1 vers 8. Hierdie vers het baie gebruik. Wysheid. As iemand wysheid kom sê Jakobus 1 vers 5, moet hy dit van God af bid. Wie wat sal hy doen? Hy sal dit vir jou gee. Maar nie ons vra nie, ons wil eerder nie weet wat is wysheid nie. Wysheid is om gelyk te sien wat is verkeerd en wat is reg. It's a nice ability wat jy. Dan die baie daarna min spyk. Gebed. Hy sê as jy wil bid, bid so. Onze Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom. Laat die wil geskied op aarde soos in die hemel. En gee ons dagse brood. En vergewe ons ons oortredinge soos ons ander vergewe. En lei ons weg van die versoekings en verlos ons vir ons en vir my. Vir die goeie. Tevredenheid. Psalm 23 vers 1. Die Here is my herder. Ek het niks anders nodig. En dan gasvry. Goddelike gasvry. U berei vir my tafel voor. My hoof drup met olie. My beker loop oor. Verseker. Psalm 23 vers 6. U goedheid en guns. Die 2 honde van daar. Sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal tuis wees in die huis van die Here. En dan sê Jesus in Johannes 6 vers 57 by versekering, wie my liggaam eet, my bloed drink, bly in my en ek in hom. En soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur hom lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. En dan Johannes 6 vers 36. U is die brood wat lewe gee. Wie na u toe kom sal nooit weer honger weggaan nie. En die wat in die glo sal nooit weer so dors na ander goed. En ons sê laat dit so wees en dit sal so wees.